Goeiedag, liewe luisteraars. Ek is Willie Sondersen en u is hartlik welkom om saam te luister hier op die senders van Joy Gospel Radio. Ek nooi u ook uit om saam met my te kuier hier op my program Wolke van Getuienisse. Nou vriende, ek wil graag vandag met u gesels oor Handelinge 17 vers 30 en ek lees vir u voor. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode uit op te wek. Nou vriende, Paulus wag in Athene vir Timotheus en vir Silas, want hulle het in Berea agtergebly en hulle was aangesê om Paulus in Athene te ontmoet. Nou Paulus en Silas was 'n paar dae terug so geslaan dat die tronkbewaker hulle wonde moes behandel het. Hulle was saam in die tronk in Filippi gewees nadat hulle deur die skare met stokke stukkend geslaan was in Filippi en in die tronk gegooi was. Paulus en Silas het geboeid in die sel gesit en in die middel van die nag begin bid en lofliedere tot eer van God gesing. En skielik kom daar 'n aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. Die deure van die gevangenis het oopgegaan en die boeye van al die gevangenisse het afgeval. Vriende, dink net wat se krag vrygelaat word, wat as ons God beginne te prys. Ek het eenslag gehoor wat iemand gevra het, Here, wat sal die duiwel meer, sal ek sê, kwaad maak, en die Here sê vir die persoon, deur my te prys, dan hy kan dit nie verdra nie. Hy kan dit nie verdra nie. Nou hierdie begin prys wat hulle die Here geprys, dit het gelei tot die bekering van die tronkbewaarder en sy hele huis. Paulus en Silas is toe vrygelaat. Nou Paulus is toe begelei na Athene, terwyl Timotheus en Silas later sou kom. Terwyl Paulus gewag het, het hy die afgodsbeelde in die dorp beskou en onder andere die altaar gevind met die inskripsie aan 'n onbekende God. Nou volgens oorlewering was daar in Athene soveel afgodsbeelde dat die mense gesê het, dit is makliker om 'n God te ontmoet as om 'n mens te ontmoet daar in Athene. Nou soos ek voorheen genoem het, en ons vind dit ook in Handelinge 17 vers 18, dat Paulus het ook met die wysgeere, die filosowe gepraat en onder andere met die Epikureëse, hulle het geglo dat alles het ontstaan uit onvoorspelbare en onbekende elemente of krag wat veroorsaak dat die dinge ontstaan het wat ontstaan het, soos dit in die Engels gestel word. Everything happened by chance. Nou, dis die valse dinge wat nou verkondig word selfs in ons skole. Hulle het ook geglo dat die dood is die einde van alles. Hulle het ook geglo dat die gode is afgesonder van die wêreld en gee nie om wat op hierdie aarde gebeur nie.
Dit is so tragies, vriende, dat daardie tendens homself ook in ons moderne tyd begin afspeel. Dat sogenaamde geleerde teoloë bevraagteken die maagdelike geboorte van Christus en dat die Noag se vloed net 'n storie is wat wetenskaplik nooit kon plaasgevind het nie. Nou een sondagoggend het ek geluister na hierdie filosowe oor die radio RSG en een van die sogenaamde verligte manne het gewaag om te verklaar dat die Noagvloed 'n leuen is en dat dit nooit kon gebeur het nie. Met ander woorde, hy verwerp die Bybel en verklaar dat dit 'n leuen is, 'n mite is. My skoonvader het altyd gesê, hy was nooit op Stellenbosch nie, maar hy was by die Braambos. Nou, hierdie inskripsie aan 'n onbekende God op een van die altare was dan ook inderdaad die metode wat God gebruik het om deur Paulus aan die Atheners, die wysgere, die uitlanders en die besoekers aan Athene die evangelie te kon verkondig. In sy rede het Paulus hulle voorgestel aan hierdie God wat hulle die onbekende God genoem het. Paulus noem met soveel bewondering aan hulle dat die God wat hulle onwetend vereer, sy God is. Halleluja, wat 'n God het ons nie, vriende. Hy het aan hulle verkondig dat hierdie God die skepper is van hemel en aarde en dat ons inderdaad van hom afstam, soos ook deur een van hulle eie digters gesê het, en Paulus noem dit toe. Hy sê, want ons is ook van sy geslag. Nou, God word nie gemaak nie, want hy is die skepper, hy is die maker, hy is God, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hy wat die maker is van alle dinge. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie. Vriende, dit is so tragies om te dink dat mense baie maal die dinge aanbid wat hulle deur hul eie hande gemaak of bereik het. Hierdie intelligente God wat die geskiedenis van die volke bepaal en bestuur. Hy is die God wat konings, volksleiers, presidente, ministers in die dae wat verby is en in die toekoms sal aanstel en afstel. Hy stel aan, sê die Bybel, en hy stel af. Baie hoofdes van lande, volksleiers is van die mening dat hulle hulself verantwoordelik is vir hul posisie, dat hulle eie populariteit en beroemdheid hulle in 'n regerende posisie geplaas het en dat hulle nou kan heers oor 'n volk. Die Bybel sê dit is die Here wat aanstel en hy wat afstel. Al is dit vir 'n rede van ondergang of hoe God besluit. Daar's 'n beker wat sal moet geledig word. Nou Openbaring 1 verklaar dat Jesus die owerste oor al die konings van die aarde is. Jesus sê vir Pilatus, u sou geen mag teen my hê as my Vader van bo dit nie vir u gegee het nie. Nou vriende, ons kan nie vir een oomblik dink dat dit ons is wat so wonderlik en besonders is nie. Romeine 13 vers 1, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel. Nou vriende, God het die mens so gemaak, dat hy instinktieflik hunker na 'n God, na 'n opperwese.
Baie mense tas in die donker rond na 'n God wat hulle kan aanraak. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Dis ons God. Paulus verkondig aan hulle hierdie God wat hulle onwetend na hunker in hulle drange en hulle soeke na 'n super en 'n opperwese na wie hulle kan opkyk. Baie mense tas in die donker, maar Paulus bring aan hulle die goeie nuus. Halleluja, die goeie nuus, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankomme in hierdie wêreld. Hy was in hierdie wêreld en hierdie wêreld het deur hom ontstaan. En vriende, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. God het dan die tye van onkunde in rondtasting in die duisternis gesien en hulle soeke en intense verlange na 'n God wat hulle kan aanraak, soos wat ook Paulus daar in Athene raak geloop het van die mense. Paulus verklaar met soveel geloof en met soveel sekerheid dat God is nie ver van hulle af nie. God is nie ver van ons af nie, vriende. As jy so lees in Johannes waar die Here praat 14, 15, 16 Johannes gedeeltes, dan is hy hier by ons. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Nou God het dan nou die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan almal oral om hulle te bekeer tot hom die ware God wat lewe. Die Amplified Bybel sê God het die tye van onwetendheid, tye van onkunde ongemerk laat verbygaan, maar verkondig nou aan al die mense oral om hulle te bekeer. Luister hoe beskryf die Amplified Bybel wat God se idee is van om hulle te bekeer, en hulle haal die Amplified Bybel aan. That is to change their minds for the better and heartily to amend their ways with abhorrence for their past sins. Romeine 12 vers 2 sê die woord, nie aan hierdie wêreld word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van ons gemoed, sodat ons kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Efesiërs 5 vers 10 sê, ons moet beproef wat die Here welbehaaglik is. Die woord abhorrence in die Amplified Bybel beteken om jou vorige sondige lewe te verafskie, te verag. Johannes 12 vers 25 sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. En ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Ons moet ons gedagtewêreld verander. Ek het gevind wat die beste werk vir my is om soveel skrif in my verstand te kan kry as moontlik. As die duiwel my aanval, dan kan ek die skrifte quoteer. Daar staan geskrywe, as Jesus die seun van God die skrifte aan die Satan wat hom versoek het, kon quoteer. Wie is ek dat ek dit nie kan doen nie, vriende? Bedink die dinge wat daarbo is en die dinge wat op die aarde is nie, en nie die dinge wat op die aarde is nie. Mense is lui om die woord te kan probeer onthou of te memoriseer. Dit kos soms 'n bietjie sweet, maar dit is die moeite werd om met die woord gevul te wees. Die Bybel, Matteus 4 vers 4 sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Johannes 8 vers 51, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. God het 'n dag bepaal
vriende, as ek hierdie aksie van God kan vernatuurlik of vervleeslik, dan sien ek God sit op sy glinsterende hoë en verhewe troon met skitterende diamante wat getuig van sy waardigheid as God van die heelal. Voor hom is daar 'n see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon staan die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, bekleed met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde. Ek aanskou in my gees hierdie asemrowende toneel wat Jesaja in Jesaja 6 vir ons voorgehou het, is 'n voorreg gehad het om dit te aanskou. Hy, Jesaja, in die middag het hy gestap, hy het gehoor, hy het gesien, hy het die heerlikheid van God aanskou en hy het homself bevind as 'n nietige mens. Vriende, weerligte en donderslae en stemme wat uit die troon uitgegaan het, toe die 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Vir 'n oomblik is God se gedagtes nie by die asemrowende skouspel hier rondom sy troon nie. Sy gedagtes is nie by die skitterende goud wat glinster soos glas hier om sy majesteit nie. Ek sien hoe dat God die skouspel om hom vergeet en hy aan die mens dink, die gedagtes wat ek aangaande julle koester, spreek die Here, is gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Vriende, die soewereine wese, hy kyk verby sy eie heerlikheid, wesens wat dag en nag uitroep, heilig, heilig, sy gedagtes gaan verby die sterre, verby die planete, verby die onmeetbaarheid van sy heerlikheid na die planeet in die middel van die ontsaglike hemelruim, die stippeltjie so groot soos 'n kopspeld se kop, 'n stofdeeltjie in die heelal. Hy dink, oh Lord, thank you Jesus. Hy dink aan u en hy dink aan my wat maar net 'n stofdeeltjie uitmaak op hierdie habitat wat sy gees uitgekies het en wat hy geskenk het vir ons oorlewing. Dit was sy krag wat die lig aangeskakel het toe sy majesteit gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Jeremia 29 vers 11 openbaar die profeet die gedagtes van God toe hy die profetiese rede voortgebring het, dat God aangaande die mens gedink het. Sy gedagtes wat hy koester, vriende, en toe hy uitroep die gedagtes wat ek aangaande julle, vriende, jy is een van hulle, julle koester, spreek die Here, is gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. God wil vir die mens wat hy geskaap het 'n hoopvolle toekoms gee. Nou hierdie gedeelte is toevallig geskrywe deur Jeremia ook, wat hy aan hom gestuur het, die ballinge wat weg was in Babel. Hy het vir hulle 'n boodskap gestuur, en hulle het daar gebly. Hy het gesê, kry vir julle huise en bly daar, geniet dit daar. O, prys, maar hy het 'n doel en hy het 'n raadsbesluit in ons lewens gedoen. God wil vir die mens wat hy geskaap het 'n hoopvolle toekoms gee. Dis sy gedagtes aangaande ons. Dit is God se verlange en sy begeerte vir die mens. Vriende, vir u en vir my wil hy 'n hoopvolle toekoms gee. God dink aan jou. Hy sien jou.
Hy sien jou pyn. Hy sien daardie oog wat jou soveel pyn, spanning veroorsaak. Hy sien daardie liggaam wat so seer is. Hy sien daardie hart wat nie reg klop nie. Hy weet van daardie niere, daardie geswelde en pynlike voete, daardie arm wat so ontsettend pyn. Hy weet van jou seun wat deur die wêreld van verdowing ingesluk is. Ou moeder moet nie moed opgee nie, want hy dink aan jou. Hy weet van jou finansies, dat jy jou CV oral ingegee het, en dat jy al so moedeloos geword het, dat jy nagte lê en kan nie meer slaap nie. By elke deur wat jy aanklop is dit 'n nee, of kom later weer terug, of jy het nie die regte vel nie. Ons kan jou nie help nie, hoeveel deure word in jou gesig net toegemaak. Dit weer klink in jou ore, jou stryd met jou skoonseun en die drankverslawing. God weet van alles. God weet van daardie transaksie wat jy aangegaan het, en nou wil dit voorkom as jy gaan verloor. Jy het 'n belegging gemaak, en nou lyk alles, sit die mense in die tronk. God weet van daardie hofsaak wat Dinsdag gaan plaasvind. Nou lyk dit asof daar geen hoop is nie, maar daar is 'n naam wat bo elke naam is, en daardie naam sal jou sake verander. Vertrou net op hom. Vriende, God dink aan ons, en hy dink nou aan jou. God ken jou begeerte vir 'n ou babietjie. Die Bybel sê dat in die geloof het Moses uit Egipte getrek, sonder om die toorn van koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hou net aan, onthou, God het 'n dag bepaal, en jou dag is bepaal dat God gaan intree, en jou duisternis gaan 'n helder lig verskyn en verander word. Jou nag gaan verander word in 'n dag, 'n helder dag. Ek spreek vanoggend geloof oor u. Ons spreek lewe vir jou, my broer, my suster. Jy verstaan nie waarom het God jou man weggeneem nie. Wat Psalm 55 vers 23 verklaar, die skrywer, werp al jou sorge op die Here, want hy sal jou onderhou. Hy sal die regverdige nie laat wankel nie. 1 Timoteus 2 vers 3 sê, want dit is 'n goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot die kennis van die waarheid moet kom. God het 'n dag bepaal, vriende. Wanneer God 'n dag bepaal, sal geen duiwel uit die hel of geen engel op die moon om laat afstand doen van sy planne nie, van sy raadsbesluit nie. Nadat Paulus die evangelie suiwer aan die Ateeners verkondig het, kon hulle geen verskoning meer hê nie, want God het 'n dag bepaal dat hy hierdie wêreld in geregtigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hiervan het hy getuienis gegee deur hom uit die dode uit op te wek. Vriende, al sal ek met die mooiste verskonings kom, en al sal ek ook voor God se troon neerval en met trane verskonings probeer gee, waarom God jou nie kan oordeel nie, gaan dit nie God se gedagtes verander nie, want God het 'n dag bepaal. Hebreërs 3 vers 15, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Vandag, vriende, as julle sy stem hoor, vandag word deur die golwe van hierdie uitsending tot binne in die sitkamer, of u kombuis, of in die motor, of waaroor al u hierdie stem sal hoor. God het 'n dag bepaal, vriende, en vandag roep hy na jou,
want vorentoe in die toekoms het God 'n dag bepaal waarin hy hierdie wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Hy reik sy liefdevolle hande na u toe uit. As nog nooit u lewe aan hom gegee het nie, is dit vandag die oomblik wat hy aan u verskyn met soveel liefde, want hy weet hy het 'n dag bepaal wat hy hierdie wêreld gaan oordeel. Vlug nou na sy liefde toe. Ons moet nou gereed maak vir daardie dag, vriende. Die engele het met sy een voet op die see gestaan en die ander voet op die land en uitgeroep. Tyd sal daar nie meer wees nie. Tyd, vriende, is belangrik. President P.W. Botha het jare gelede met 'n toespraak in Pietermaritzburg gesê, wanneer jy voor tyd is, moet jy vir tyd wag. Maar as tyd voor jou is, wag hy nie vir jou nie. Spurgeon het op 'n keer gesê, God, why are you so terribly on time? As God 'n tyd aan 'n saak gekoppel het, vriende, verander hy nie sy datums nie. God sê vir Moses in Exodus 19 vers 10, gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle hul klere was en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die Here voor die oë van hierdie volk op die berg Sinaï afdaal. God is nooit te laat nie, en op die derde dag, toe dit môre word, was daar donderslag, blitse en swaar wolke op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. God het 'n dag bepaal, dit is op 'n kalender van God gemerk. Wanneer daar die dag gaan wees, skik jou nou, o mens, om jou God te ontmoet. God hou boek van alles wat gebeur. Exodus 32 vers 31 verklaar. En Moses na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan vir hulle goue gode te maak. Nou dan, as hy tog maar hulle sonde wou vergewe en so nie, delg my naam, dan maar my naam uit die boek van die lewe uit. Openbaring 13 vers 8 sê, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geslag is, nie ingeskryf is nie. Here sal tel as hy die volke opskrywe. Hierdie een is daar gebore. So het God alles bepaal, vriende. U oë het my ongevormde klomp gesien, hy het jou gesien en hy wil vir jou die beste gee. Kom vandag na hom toe en sê, Here, hier is ek. As jy hom nog nie ken nie, as jy hom ken, hou vas aan sy woord. Sy koms is naby. Jesus seën ook hierdie boodskap. Tot volgende week. Amen.